Goeiedag, dit is Hemelvaart 2025. Ek hoop dat jy 'n wonderlike Hemelvaartdag beleef of beleef het. Ek glo, sommer so van vroeg af het mense vir jou boodskappe gestuur wat sê, lekker Hemelvaartdag vir jou, of geseënde Hemelvaartdag, en het jy weer bewus geraak daarvan. Deesdae is dit mos nie meer 'n vakansiedag nie, maar dit is wonderlik om dit te kan vier, en ook saam te kan vier, ook hier in die ring van Wonderboom, dat ons dit ook hier by Doringpoort gemeente saam kon vier. So gebeur dit ook van Sondag aand af, dat ons ook die Pinksterdienste hier het, en ons hoop dat as dit vir jou moontlik is, jy ook kan inskakel, en verder gaan daar ook dienste wees, wat vir jou op YouTube beskikbaar is, sodat jy elke keer daarna kan luister na die tyd. Efesiërs 4 vers 10 sê, die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het, tot bo alle hemele, sodat hy alle dinge kon vul. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, en ook van die Heilige Gees. Ek glo dat wanneer 'n mens 'n spesiale dag vier, soos Kersfees, of as jy Hemelvaart sou vier, of enige een van die ander kerklike feesdae, as dit praat van Goeie Vrydag, of Opstanding Sondag, dat 'n mens iewerster hierdie verhaal behoort te lees, dat 'n mens moet teruggaan na die verhale toe, en weer eens dit gaan herbevestig binne jou lewe, dat jy iets van die narratief, die vertel van daardie verhale weer sal integreer, sodat die boodskap wat dit ook vir ons het, enigstens ook verder deel van ons lewe kan wees. Nou, wil ek dan, soos wat ek nou sê, graag met jou die verhaal deel uit Handelinge 1. Handelinge 1 vers 1 tot 14 gaan ek dan as skrifgedeelte vandag saam met jou lees. En ek bid regtig dat die Here sal gee, dat die woorde van ons mond en die nadenke van ons hart vir hom ook aangenaam sal wees. Kom ek lees vir jou hierdie gedeelte. Ek gaan dit redelik vinnig lees, ek lees dit uit die 2020 vertaling. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waarvoor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. En dan is dit ook die verhaal van die Hemelvaart, van dit wat gebeur het. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan stip, na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle, en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien weggaan het. Daarna het hulle van die berg, wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind 'n gebed volhard, saam met die vroue, en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Nou, is daar ook 'n weergawe van die Hemelvaart wat jy kan gaan nalees, as jy wil, in Lukas 24, van vers 50 af. En dit vertel veral ook iets van die blydskap toe Jesus weggeneem is, waarmee hulle ook teruggegaan het, die disippels teruggegaan het daar na Jerusalem toe. Nou,
Die tema waaroor ek met jou praat, so vir 'n oomblik, het eintlik twee gedagtes. Die eerste een is, die aftelling het begin. En die tweede een is, groei in die ryp word seisoen. Kerklike jaar het daarom gevlieg, nee. Sommer die ander dag was ons besig met Advent gewees. Pad Kersfees toe. Toe het ons in afwagting geleef, het ons gesê, nadat ons hierdie verskillende kerse sou aangesteek het, kom Immanuel. Met ander woorde, kom God met ons. Het ons nagedink oor die temas van hoop, van vrede, van vreugde, van liefde, alles. Maar daardie stuk afwagting wat in die harte van mense geleef het, dat daar 'n Messias gebore sou word ter wille van hom. Iets wat ons van hulle, wat ons ook opgetel het. En dan was dit Kersfees en het ons onthou van Jesus wat gebore is en na die wêreld toe gekom het. En ons het intussen het ons Epifanie gevier. Ons is deur die lydenstyd. Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, Hemelvaart is daar waar ons vandag dan arriveer. So daar was 'n hele beweging geweest. Maar die beweging aanvanklik met Advent was die beweging van verwagting van, kom ons sê ook, oor hierdie kind wat destyds gebore sou word. Maar saam daarmee het ons ook in ons agterkop gehou, hy sou na die wêreld toe kom as mens, maar ons hou dit ook in ons agterkop dat hy weer sal terugkom met sy wederkoms na die wêreld toe. Iets om oor opgewonde te kon raak. En vandag is dit Hemelvaart. En Hemelvaart is inderdaad dan ook die begin van 'n nuwe era. Van iets van die verwagting, van 'n nuwe verwagting, het ook deel van ons geword. Dit wat ons in Advent oor gepraat het, so vaagweg, ook rondom sy wederkoms, sy terugkom na die wêreld toe, ook in sy heerlikheid, dit is dit wat ons vandag letterlik eintlik op die tafel sit. Want nou praat ons van Hemelvaart na wederkoms. Ons leef met ander woorde van vandag af, as ons dit vier, rondom die herdenking van Hemelvaart, weer met 'n bewuswording van die feit dat Jesus na die wêreld toe gaan terugkom. Maar dit is so belangrik om te onthou dat hy moes teruggaan na die hemel toe. Hy wat van die hemel afgekom het, Jesus ons Here, moes ook weer teruggaan het. Daar moes 'n finale oomblik ook gewees het, waar hy ook in sy heerlikheid, dit wat hy voorspel het, dat sou gebeur, dat hy dit weer eens sou kon opneem, dat hy sou teruggaan ook na die Vader toe. Hy wat van bo gekom het, sou weer teruggaan na boontoe. So die finale oomblik van terugkeer sou daar moes wees. Hy het in hierdie 40 dae na sy opstanding het hy rondgegaan met onbetwisbare bewyse getoon, gewys dat hy leef. Aan die ander kant was dit ook belangrik geweest in terme van die hemelvaart, dat daardie beweging van Jesus ook na boontoe. Want hulle het in daardie tyd na die wêreld gekyk, as dat die wêreld eintlik plat is, en dat die hemel eintlik bo hierdie blou gewelf sou kon wees. En daarom ook hierdie beweging dat Jesus sou opgaan om te wys dat hy hemel toe is, na sy heerlikheid toe. Deur die jare het mense baie daaroor nagedink, oor iets van hierdie weggaan van Jesus, en die wonder daarvan, die wolk, wat hom ook weggeneem het, dat hulle hom nie langer kon sien nie. En hierdie godsteenwoordigheid, ook deur hierdie twee mense, manne in wit klere, wat daar gestaan het en vir hulle gesê het, Galileese manne, kom staan julle na die hemel en kyk, hierdie Jesus wat van julle af weggeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom sien weggaan het. Maar dan is daar ook, saam met dit hierdie afwagting van die heerlikheid van sy terugkeer, met ander woorde sy tweede koms na die wêreld toe. So baie keer wil mense mos maar spekuleer. Dink ons mos daaroor, nou wanneer gaan dit nou gebeur? Wil 'n mens eintlik die tekens van die tye half raak lees om te kan voorspel wanneer hy sou kom? In Markus 13 vers 32 sê Jesus, maar dit gaan nie werk nie, want net die Vader weet wanneer dit gaan gebeur. Maar die basiese van die leringe is dat God 'n plan het met die mens, dat God 'n plan het met die wêreld. Die geskiedenis is nie net 'n sameflansing van gebeure wat nêrens heen lei nie. Daar is
'n goddelike gebeure waarheen die skepping ook beweeg, en wanneer dit sal gebeur, sal Jesus ook as regter en Here oor alles verskyn. Die wederkoms is daarom nie 'n tyd vir spekulasie nie, maar 'n tyd vir gereedmaak vir wanneer dit sal gebeur. Die tweede gedagte, daarmee saam, wat eintlik daarmee saam gaan, saam met die verwagting gaan, is dat ons nou leef dan in 'n minuut voor 12. Want ons weet nie wanneer dit gebeur nie. Dit kan enige oomblik gebeur. Dit kan oor miljoene jare gebeur. Intussen kan dit enige oomblik gebeur. En dan is dit vir ons waar, dat wanneer ek en jy sou sterf in hierdie wêreld, dat die wederkoms eintlik vir ons al klaar half effektief is, omdat daar niks meer vir ons oor is nie. En is die belangrike dat ons in die tyd met volheid en energie en dinamika sal leef totdat Jesus weerkom. Want ons leef in hierdie afwagting van 10, 9, 8, 7, 6, sonder dat ons die finale telling het oor wanneer presies dit gaan gebeur. Ons leef in die oestyd onder leiding van die Heilige Gees. Nou onthou ek sommer wat staan in Lukas 10, dat Jesus ook 72 ander gestuur het na die verskillende dorpe waar hy van plan was om te kom, of hulle gesê het, die oes is gereed, en bid dan die Here vir die oes, en hy's ryp, die Here van die oes, om ook arbeiders te stuur vir die oes, en hulle dan uit te stuur en te sê, gaan nou, maar onthou, ek stuur julle as lammers tussen wolwe in, om te sê dat dit kan ook, of soos lammers tussen wolwe in, om te sê dat die roeping van die kerk in hierdie tyd ook plaasvind, maar dat ons roeping nie altyd in hierdie tyd so maklik noodwendig kan wees nie. Ons leef in hierdie minuut voor 12, wanneer ons besig is met om te onthou. Dit gaan oor die insameling van die oes, van die oes van die Here, maar saam daarmee ook 'n groei binne in hierdie ryp word tyd. Want dit word mos al hoe ryper na mate die finale koms van Jesus Christus ook weer kan gebeur. Om dan te onthou, ook binne in die kerk, waar ons ook is, hier binne in ons verskillende gemeentes, waar ons ook hier in die ring van Wonderboom versamel is, dat die Here ons in ons gemeentes op 'n besondere manier gebruik, vir ons gawes gee, talente, energie, alles wat ons het, die geleenthede in die verskillende gebiede waarin ons ook ons bediening uitleef, waar ons ook saam bring binne in 'n wyeer gemeenskap, om ook 'n eenheid te hê, en deel te kan wees, in terme van hierdie roeping, wat die Here ons ook vir die kerk wil gee, 'n geskenk aan die wêreld ter wille van die koninkryk van God. Die kern van Jesus se boodskap is die koninkryk van God. Wat Jesus bedoel het, is iets anders as wat die disippels verstaan het. Hulle het verstaan. Hulle het gedroom oor 'n koninkryk wat sou werklikheid word, wat sou gebeur, waar die koninkryk van Israel weer sou kom oprig. En waar hulle ook belangrike posisies sou gehad het as hy opgestaan het, want hy het mos nou bewys dat hy lewe. En dit was die verwagting wat hulle gehad het, om dan in hierdie koninkryk dan eintlik ook aan sy regter of sy linkerkant te kan sit. Jesus se beginsels, sy verstaan van die koninkryk, is die koninkryk van God. Soos in ons Vader gebed, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. 'n Gemeenskap, met ander woorde, binne die kerk op aarde, waar God se wil op die aarde, waar God se wil presies uitgevoer word, soos in die hemel. En lekker, die hemelvaart sê, dat Jesus moes hemel toe gaan, sodat hy ook sy gees kan stuur. As hy nie weggegaan het nie, sou hy nie ook sy gees kon stuur nie, die parakleet, die helper, die onderpand, wat ook by ons is nie. God is van ewigheid Vader, Seun en Heilige Gees, maar die tyd was ook nodig geweest, dat mense die volheid van die krag moes beleef, wat van altyd af, Gees wat van altyd daaraf was, dat dit ook teenwoordig sal wees op 'n besondere manier, binne die lewe van die kerk, om ook vir ons te lei en te rig. Want die disippels dink aan 'n koninkryk wat opgerig is tot hulle voordeel. Die voordeel van Israel, die herstel van 'n staat vir Israel wat so wyd sou wees, letterlik bo van Damaskus tot onder,
by die golf van Eilat. Intussen gee Jesus vir hulle 'n ander roeping, onder leiding van die Heilige Gees, die roeping van die kerk. Hoekom is ons hier? Hoekom is ons hier? Geskenk aan die wêreld. Om wat te doen? Die krag van die Heilige Gees sou ons tot getuies maak. Die versamelaars van die oes, die stimuleerders van die groei in die oes, die Here se oes, konsentriese sirkels van Jerusalem tot aan die eindes van die aarde. Weet jy wat? Ek en jy is nie Jode nie, maar ons is mense wat ook deur die Here geroep is, wat uit die volkere, uit die wêreld uitgekom het en deel van sy koninkryk geword het, wat in hierdie stadium ook die roeping het om voort te gaan met hierdie taak. En niemand van ons is daarbey uitgesluit nie. Dis deel. Die aftelling het begin. Dis die rypword. Ons leef in hierdie rypword seisoen, wat ook groei seisoen is, wanneer ons ook moet suurdeeg wees, getuies wees van hierdie koninkryk van God. Mense wees wat sê, ons weet dis waar. Ons weet die getuienis oor Jesus is waar. Ons weet, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Gebore ook vanuit ons persoonlike ervaring, dit wat ons geleer het, dit wat in die skrif is, maar ook vanuit ons persoonlike ervaring, ons omwandeling met God, die transformasie, die verandering, wat ook in ons lewe gekom het. Iemand wat nie sê, ek dink nie, maar ek weet. Getuienis, getuies, is nie net mense van woord nie, maar ook van daad. Soos iemand altyd gesê het, always preach the gospel and if necessary, use words. Iemand sê in 'n kommentaar, vertel die verhaal van Stanley, wat oor Livingston die volgende gesê het. If I had been with him any longer, I would have been compelled to be a Christian, and he never spoke to me about it at all. The witness of the man's life was irresistible. Mense, wat as getuies lewe, maar by wie dit ook die werklikheid is, dat ons dalk ook lydende getuies kan wees van Jesus Christus. Lydende, maar dis ons boodskap, om die boodskap van verlossing, die boodskap van genade, die boodskap van die koninkryk, die boodskap van die hart, die deur van die koninkryk, wat ook Jesus Christus is, dat ons dit sal verkondig, dat ons dit sal dra, na almal toe, oor die wêreld. Van die Griekse woord vir getuie, en vir martelaar kan dieselfde wees, en Jesus, in Lukas 10, wat vir sy mense sê, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Dit kan wees, dat dit nie vir ons maklik is nie, maar dit vat nie ons roeping weg nie. Lekker dag nie, 'n wonderdag, wonderlike dag, hemelvaartdag. Jesus het sy sending op aarde voltooi. Hy het die sending waarvoor hy gekom het voltooi. Hy het na hierdie wêreld toe gekom. Hy het sy boodskap kom dra. Hy het kom wys oor hoe dit is. Wat dit beteken dat hy die weg en die waarheid en die lewe is. Hy het kom ly. Hy het kom sterf, betaal, terwille van my en jou sondes, sodat ons in 'n versoende verhouding met God kan kom, kan wees, kan leef, in die teenwoordigheid van God kan kom. Hy het opgestaan, sodat ons ook kan weet, dat ons nuwe mense is, dat die versoening van Jesus Christus aanvaar is, en dat deur die opstanding van krag van Christus Jesus, ons ook kan lewe, nuut kan wees, anders kan wees. 'n geslag wat nie net, wat kom uit verskillende nasies, om ook 'n eenheid te wees in Jesus Christus. Sy sending is voltooi. Almal sou weet, die mense aan wie hy verskyn het, sou weet, hulle sou die getuienis hê dat hy lewe, en dan, dat hy op is na die hemel toe, om ook daar vir ons plek te berei, soos wat hy ook beloof het. En dan, om te weet, dat hy in sy heerlikheid, in sy volheid, op die wolke weer sal terugkom, volgens die belofte, maar intussen, is ek en jy mense, wat ook gereed maak, deel is van hierdie gereedmakingsproses, van die koninkryk van God, wat volledig sou kom, en roep ons nou uit. Maranatha, kom Here Jesus, kom in u heerlikheid, en droom ons daarna, maar het ons 'n werk?
maak graag die opmerking om te sê, in 'n wêreld met baie werkloosheid, 'n wêreld met baie uitdaging, waar mense nie werk het nie, is daar een ding wat ek en jy as 'n gelowige mens kan weet, en dit is, ons hoef nie ledig op die markplein rond te staan nie. Ons het 'n roeping, ons het 'n werk, ons getuie wees in hierdie afteltyd, in hierdie minuut voor 12. Ons doen dit saam. Ons werk saam. Ons werk saam in ons gemeentes. Ons werk saam in ons omgewings, waartoe die Here ons ook geroep het, die rykwytes van ons verskillende gemeentes. Ons werk saam, binne in ons, saam met mekaar, vanuit die verskillende gemeentes, in een groot eenheid, in hierdie omgewing waar die Here ons geplant het. Ook in 'n wyeer mate, waarin ons deel is van die noordelike synode en ook wyeer. En kom ons wys, deur getuienis, deur woorde, maar ook deur dade, hoe die koninkryk van God op die aarde, ook in ons gehoorsaamheid en ons liefde, ook sigbaar is, totdat hy weer kom, op die wolke van die hemel. Ons dank die Here vir die geleentheid, wat ons elkeen het, solank as dat ons dit het. Kom ons koop die tyd uit. Wonderlike Here, baie dankie dat U ons roep tot geloof, dat U ons geroep het ook om getuies te wees, om ook wagtend te kan wees op U koms, op U wederkoms. Ons droom daarvan, ons verlang daarna. Ons sê, kom Here Jesus, kom spoedig Heer. Intussen wil ons elke dag ons hand aan die ploeg slaan en iets van die ewige toekoms ook in hierdie tyd deel wees, wil ons deel wees van die realisering daarvan ook. Seën ons almal. Sit by wyse van Spreuke die sambreel van U liefde en U genade en U krag ook oor hierdie omgewing waar U ook vir ons geroep het. En mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly totdat Jesus kom. Amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi en 'n geseënde dag.